Dit is 7 uur, jy luister na RSG en is tyd vir die nuus. Waarnemingskameras in tronkselle oorweeg, duisende klagtes van die publiek teen sakeondernemings en munisipaliteite en 'n finansieringsmodel vir die SAIK van kritieke belang. Goeienaand, ek is verloots. Die regering oorweeg die moontlikheid om waarnemingskameras in tronkselle te installeer om seksuele mishandeling en bendegevegte hok te slaan. Die departement van korrektiewe dienste het die parlementêre portefeuljekomitee op hoogte gebring met sy reaksie op die verslag van die Jali-kommissie en gesê die mishandeling en aanranding vind hoofsaaklik na ligte uit plaas. Die voorsitter van die komitee, Vincent Smith, sê sommige mense kan aanvoer dat dit inbreuk maak op privaatheid en menseregte. Now that might be the case. I am arguing here, and I'm going to put it into the public domain, that the interest of the abused inside the cell must supersede the interest of the abuser. So this argument of not having surveillance inside the cell is an argument that I don't buy, and I'm prepared to fight that argument with every civil society body that chooses otherwise. Dit was Vincent Smith van die portefeuljekomitee oor korrektiewe dienste. Die maatskaplik-ekonomiese gevolge van dwelmmisbruik kos die Suid-Afrikaanse ekonomie R130 miljard per jaar. Die inligting is bekend gemaak deur Ray Eberlein van die sentrale dwelmowerheid. Hy het die parlementêre komitee oor vroue sake, die jeug, kinders en gestremdhede oor dwelmmisbruik toegespreek. 'n Blitsopname is reg deur die land gedoen om 'n idee te kry van wat gemeenskappe oor die probleem te sê het. Eberlein sê Suid-Afrikaners is van die hoogste gebruikers van dwelms ter wêreld. Hy sê die gebruik van dagga en kokaine is sowat 2 keer so hoog soos in die res van die wêreld. Eberlein sê dan is daar nog ander dwelms soos tik en cat. Die Nasionale Verbruikerskommissie het sedert sy ontstaan vroeër vanjaar bykans 10,000 klagtes van die publiek teen sakeondernemings en munisipaliteite ontvang. Die kommissie het aan die parlement se gekose komitee oor handel en internasionale betrekkinge gesê, die meeste daarvan is uit stedelike gebiede. Die voorsitter van die kommissie, Mamodupi Motlala, sê ook verdere ondersoeke na die nie-nakoming deur sommige selfoonoperateurs is ook aan die gang. Die waarnemende groephoof van die SAIK, Phil Molefe, het aan 'n parlementêre verhoor gesê, 'n finansieringsmodel vir die openbare uitsaaier is 'n belangrike kwessie waaraan die regering aandag moet gee. Molefe het in antwoord op vrae van die Nasionale Raad op Provinsies se gekose komitee oor openbare ondernemings onthul dat 80% van die koöperasie se inkomste afkomstig is uit kommersiële bronne soos advertensies en ook borgskappe. Van die ander 20% uit openbare fondse kom sowat 3/4 daarvan uit televisielisensiegelde. Molefe sê die SAIK is die enigste openbare uitsaaier wat feitelik uitsluitlik moet staatmaak op kommersiële inkomste. It is dichotomous. It is something, in fact, that is contradictory in terms to take commercial funding and yet you are expected to deliver a public mandate. So that question of the funding model is something that must be addressed. Phil Molefe van die SAIK. Die Nederlandse regering het befondsing beskikbaar gestel aan die Suid-Afrikaanse Rooibosraad om Europese markte verder te verken. Sowat 50% van die 12,000 ton rooibostee wat jaarliks geproduseer word, word na Duitsland uitgevoer. Sowat 5,000 mense werk in die rooibosteebedryf in die Cederbergstreek van die Wes-Kaap. 'n Woordvoerder van die raad, Dawie de Villiers, sê die projek het groot potensiaal. Huidiglik is uitvoere omtrent so 6,500 ton. 40% van hierdie uitvoere gaan direk na Duitsland toe. Ons hoop om meer waarde toe te voeg aan die produk en sodoende meer waarde te skep vir plaaslike innemers in die rooibosbedryf. Dawie de Villiers van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad. Die behandeling van suurmynwater wat uit ou mynhope naby Kreersdorp aan die Wesrand syfer sal binne 3 maande begin. 'n Woordvoerder van die Trans-Caledon Tunnel owerheid, Johan Klaasens, sê pompe sal dan gereed wees om die watervlak in die doolhof van skagte en tonnels ondergronds te verlaag. Die owerheid is in April deur die minister van Waterwese, Edna Molewa, aangestel om die suurmynwater te behandel wat uit die sogenaamde westelike kom uitvloei. Dieselfde owerheid is ook op soek na oplossings vir die sentrale kom onder Johannesburg en ook die oostelike kom aan die Oosrand waar suurwatervlakke besig is om te styg. Die dodetal in die Russiese vliegtuigongeluk het tot minstens 43 gestyg.
'n Russiese straler met 'n hokkiespan aan boord het net na opstyging in die weste van Rusland neergestort. 2 mense het die ongeluk oorleef. Die Russiese Ministerie van Noodsituasies sê die Jak-42 vliegtuig het naby die stad Yaroslav, sowat 240 km van Moskou af neergestort. Ten slotte weer die hoofnuus. Die regering oorweeg die moontlikheid om waarnemingskameras in tronkselle te installeer om seksuele mishandeling en bendegevegte hok te slaan. Dit is aan die einde van die nuus onder redaksie van Willie Labeskagni en Judith Libbe. Ons het weer vir jou nuus op RSG om 9 uur.